Smaak my. Ons begin 'n video podcast of 'n vodcast. Ek weet nie wat mense doen nie. Ons gesels met mense. Dis maar wat ons doen. Ons praat 'n bietjie diep, dit kan ek vir julle beloof. Ons gaan 'n bietjie na die lawwe kant toe ook, want dit is belangrik om lighartig ook soms te wees. Maar ek dink die belangrikste ding vir my van hierdie vodcast gaan wees is om eg te wees, om bietjie die stories te hoor by van ons gaste wat jy nie noodwendig hoor wanneer hulle nou groter TV-onderhoude is of dies meer. So, ons wil daai detail by hulle kry. Te midde van 'n ernstige gesprek soms. Jy kan hierdie natuurlik nou gaan besigtig op YouTube. Jy weet al hierdie plekke waar mense social, hulle gaan nou vir my sê waar dit is, want ek weet nie waar kyk mense vodcast nie, ek het nog nooit een gedoen nie. Maar jy kan dit oral gaan kyk. Daar's 'n cloud. Daar's 'n cloud en dan gaan die goed gaan nou na die cloud toe en dan gaan kyk jy dit op die cloud. Jy's op 'n cloud en dan kyk jy na hierdie. Smaak my. Mis bitter lekker. Bitter lekker, smaak my. Smaak my, hier's twee lekker mense ook hier vandag. Hi. Wat is julle name? Ek wil gesê smaak one, Smaak one, smaak two. Government na almal. Jy kan nou besluit. Jy kan hier wees vandag net wie jy wil, maar dit jouself is belangrikste. Ja. Dis so my naam is Tarrentum. Rarig. Ja. Is dit rarig jou van? O, dit maak sin. Elandrey, en die vraag op almal se lippe, is jy dan net soos Madonna of het jy van? Ja, Nes Madonna. Of ek wil is jy net Madonna and please elaborate. Ek sê so hoop, so nastreef. Nee, ek weet jy Landrey. Net Elandrey. Swart. Ja, Daar's Landrey. genoeg letters in die van. O, jy het 'n swart, ek het al vergeet van dit. Moeilik te maak. Jy's 'n swart. Andrei Swarts. Was dit die? Ek is eintlik nogal van iemand baie mense in die begin vra of ons relate. Is julle ek weet nie. Julle lyk baie dieselfde. Baie dankie. My ma was nog altyd 'n baie groot ondersteuner van Andrei gewees. Andrei is hom. Sy het altyd gesê dis ons land se vooruitstaande tenor. Verwragties. So was 'n groot eer om te ontmoet. Ja. En hy's 'n lekker ou. Ja. Hy's 'n sweet. Ons is nou nie hier om te praat nie. Ek wil 'n bietjie van die stories agter. Ek weet okay. Ons kyk na ons ratings, Darren. Ons moet name drop. Dit is 'n groot deel van hierdie gesprek, is name dropping. Want julle het al saam met die Who's Who gewerk, buiten julle self. Is daai nou nog, voel dit nog vir julle, is dit nog 'n vibe? Verstaan, ek bedoel, jy het al hierdie konserte, jy sien duisende mense, jy ontmoet die Who's Who, jy is nou die Who's Who, in sekere, dit afhang van konteks van hoe jy jouself sien en hoe ander mense jou sien. Vir baie mense is julle daar. Vir my is julle nog verder, want julle is ikone. Ek sprak nie, maar julle ek het baie agting vir altyd van julle. Maar voel dit nog so? Voel hy nog, is daai droom nog daar? Is dit lekker? Is dit passie wat nog na die verhoog kom? Natuurlik, maar dit lyk so. Dit is mind-blowing om hierdie te kan doen. En vir alles die nuwe kunstenaars, vir my in die begin was dit soos ek is 'n groot fan van meeste van die kunstenaars saam wie ek optree. En nou as ek soos internasionale mense of catching up with die Landre hier en sit, dis baie inspiring vir my om te hoor en net te kind of voel waar almal se perspective is. Want dit is vir my die grootste drive op die oomblik. Want ek dink wanneer jy in die musiekindustrie kom, you got your own idea of how you think it's gonna be. En dan gebeur is dit glad nie so nie. En dan moet jy nog steeds you get to that place of gratitude, want is so dankbaar vir die verlede, and then also to get to that space of inspiration, en dis hoekom dit so belangrik is om, ek love dit om, just to have conversations, catch up, want daar's altyd iets wat jy kan leer, en iets wat jy saam met jou kan vat om net te fokus, sterker, groei. Absoluut. En ja, ek dink is om 'n vlak van leerbaarheid te probeer hou. En ek dink leerbaarheid bedoelende wat om te wil leer. Ja, om te voel dat jy nie noodwendig weet 100% altyd wat jy doen nie. Eintlik nie. Natuurlik jy maak reg. Ja. Maar as jy in die regte rigting gaan, voel ek die materiaal stoot jou in 'n nuwe rigting en ek dink so ek gaan as ek kom by die materiaal, probeer ek nuuskierig wees oor wat ek doen, noodwendig wat ek al gedoen het nie. So is baie opwindende tyd nou, veral met soos Darren sê, om te sien wat nou gebeur in die bedryf en om te leer by die mense wat langs jou staan nou.
Ja. Ek en Leandre was by dieselfde college, ons het theater geswat en een van die dinge wat ons onderwyse vir ons die hele tyd gesê het is that the industry is a second hand industry en jy moet net aanhou leer en jy moet ook bly om Om te leer. en ek dink die manier wanneer jy nou besef okay cool I know it all dis eintlik die einde Lewenslange leer is tog die prosesie, want soos dit jy ouer raak, besef jy weet eintlik, dis daai teenstrydigheid in om ouer, of jy raak nie ouer nie, jy raak net mooier. very sweet my Ek gaan heeldag hier bly. Maar ek dink dis deel van wysheid, is om te besef jy weet eintlik bulgerol oor die lewe. En jy's heeltemal reg, hierdie bedryf werk presies dieselfde. Ek wil jou 'n vraag vra wat ons vroeër vinnig na verwys het, maar en jy hoef dit nie te antwoord nie, maar byvoorbeeld Daar's 'n parodieskrywer wat vier op die was. En ek het nogal gedink is moer snaaks, maar omdat ek het baie agting vir jou as kunstenaar, jy weet dit maar dit was my snaaks geweest om te sien hy het toe vuur op die water gevat byvoorbeeld en vuur op my knaters gemaak. Weet wat in opsigself as jy dan dink dit is baie snaaks. Ek moet sê wat 'n rymskema. Maar is dit 'n pleintjie as mense jou probeer namaak? Dis eintlik wat ek wil by die grondgedagte uitkom. Is dit 'n veer in jou hoed eintlik? As mense al is dit spottenderwys, al is dit komedie, al is dit satire. Hoe voel jy daaroor? Weet jy eerlik te wees, ek dink nie Hou jy daarvan of nie? dit my herinner hoe min ernstig die proses was van om vuur op die water te maak. So, net omdat dit 'n ander hoek uit of dit 'n komediehoek uit is, beteken noodwendig dat minder nagevors is of jy weet, daar minder moeite ingedoen is. Ek hoor jou. Ek waardeer die feit dat iemand raak gesien het en dat hulle moeite gedoen het om elke woord te vertaal. Dit was nogal. Dit is vreemd, maar ja, ek dink ook sodra jy ietsie uitsit, daar net vandag 'n nuwe saal uitgebring. Hey. Antarktika. Ja, dis ys. En ek dink dit is ook wanneer jy ietsie uitbring, besef jy dis nie meer joune nie. Dit was joune toe jy dit gemaak het en dis vir die mense om daarmee te maak wat hulle wil dan. Jy weet of dit nou vermaaklik is Ja. of vermaak maak uit dit uit. Dis ek kom ons dit maak. Gaan dit vir jou oor jou bedoeling daarvan? Of gaan dit wanneer jy wat ek dink met skryf liedjies, jy sit hom maar buite, jy het nie 'n idee wat gaan gebeur en in die kommersiële konteks is natuurlik ook 'n hele ander been aan hierdie ding. Want jy wil 'n liedjie uitbring, dit moet dalk chart of dit moet op mense se lippe wees, dan moet 'n kommersiële waarde daarin wees. Maar gaan dit regtig daaroor die idee wat jy daarin sit is vir jou wat dit nou belangrik maak vir jouself of is daar maar altyd in jou agterkop daai ding van dis belangrik dat mense hierdie luister vir watter rede ook al, miskien vir wat jy bedoel het of dat dit kommersiële sukses tot 'n mate behaal. Is dit altyd in mense agterkop as jy skryf na 'n konteks of 'n lied uitbring? Kom ons vat Antarktika byvoorbeeld. Was dit so of is dit net 'n ding wat jy neergesit het? Hoe dit vir jou gewerk? ek dink ek eerstens wil ek sê ek dink dit hang af wat se tipe kunstenaar jy wil wees. So yes, daar is 'n baie commercial approach wat jy kan vat in musiek. En dan is daar 'n second option tipe van 'n kunstenaar waar jy soos as hy nie meer hier is enig nie, het jy iets gelos wat mense hulle eie lewens in kan herken en want dis die grootste doel en vir liedjies soos Antarktika, yes, ons skryf oor wat ons voel of wat ons sien of wat ons hoor, maar die doel is om to put it out there so people can make it their own. En soos die Andre sê, it's released, it's not ours anymore. Ek dink dit is wel belangrik wat jy nou sê, want ek dink baie mense kyk na die bedryf en kyk na kunstenaars soos julle wat uit 'n dieper plek en dieper songs ook het, maar wat ook 'n kommersiële aspek daarvan het wat op die groot verhoog ook werk. Nee, want dis is nie vir almal dieselfde nie. Daar's 'n moerse bedryf buite in die kommersiële bedryf wat singer-songwriters is of wat klein musikante is wat regtig fenomenaal is. En ek bedoel ons almal ken daai en almal weet van hom, maar ek dink baie mense omdat dit nie op 'n kommersiële vlak gesien word nie. Jy sien nie daai briljante cellist of daai meisietjie wat nou songs skryf, maar wat nooit die kommersiële ding wil naspoor nie of dit dalk gebeur net nie. So ek dink is nogals dis 'n crucial ding wat jy nou sê. 'n ding wat ek julle wil vra, ek weet dit is dalk al hollerig gery, maar ek dink tog dis belangrik dat ons dalk ander oor praat. Veral uit 'n kunstskep oogpunt.
die rol van AI. Is julle bekommer daaroor? Hoe voel jy daaroor? Want ek dink op die oomblik is daar's baie mense voel, okay, hierdie bubbel gaan bars. Dit is nie kuns nie, dis nie dit nie, dis nie dat nie. Is julle bekommer daaroor? Of in die sin van gaan dit kuns doodmaak? Gaan dit nie net mense se werk vat, ek dink nie dis nie ter sake nou nie. Ek wil spesifiek hoor oor 'n Erwin artistic point of view. Wat gaan daai wees? Is julle bekommer daaroor? Dink julle is 'n goeie ding, julle is 'n slegte ding? Wat is julle opinie? Die ander raak stil. Ek dink net omdat voorbeeld, sekere mense geniet kitskos. Ook nou en dan. Maar beteken nie dat Party mense hou van rooiwyn, party mense hou van witwyn, party mense hou van die occasional rosé. nie noodwendig net om die woord kits voor dit te sit nie, want ek weet daar's baie mense wat dit as 'n hulpmiddel gebruik. Maar dit beteken nie dat 'n Sondagmaaltyd nie minder lekker is nie, of 'n huisgemaakte maaltyd nie. So ek dink dit gaan oor wat die luisteraars soek op daai oomblik. En as jy 'n getroue luisteraar is en jy is lief vir musiek, sal jy gaan soek wat jy nou wil luister. Ek dink dis ook belangrik om aan te hou soek na wat jy wil luister en nie noodwendig net te sit en te wag dat na jou toe kom nie. Om 'n aktiewe luisteraar te wees. So of dit kunsmatig is of nie, solank jy dit kies, ek dink is belangrik. So, Uit 'n luisteraarsoogpunt uit. Uit die skep van musiek uit oogpunt, hoe sien jy daai? Is dit nog kuns? Maar ek bedoel, ek praat nou nie van hierdie moerse whole tipe van dit gaan is dit regtig kuns as dit AI is? ek weet nie of ek hier is om dit te antwoord nie. Wat's jou opinie daaroor? Ek dink kunsmatig begin met die woord kuns. So ons moet dalk met die En persoon dit daar's 'n maatjie in. Ja, so ek dink kunsmatig begin met kuns en is om die kuns in kunsmatig te hou. En ja, So daar's 'n moontlikheid. ja Is dit ek oop? ek werk met gereedskap wat ek bymekaar gemaak het. Dis nie net my inspirasies nie, maar die leerskole wat ek al deurgegaan het. So dis my gereedskap waarmee ek werk. En ek weet nie of ek op hierdie stadium van my boubedryf 'n nuwe troffel wil gryp nie. Ek hoor jou. Jy weet, so, maar there are different ways for different folks. Ek geniet nog hoe ek het doen. Ja, Voel jy daarin? ek kan nie vir myself praat. Natuurlik. Ek voel almal het 'n storie wat hulle kan deel as hulle self wil. Elke liedjie-skrywer, elke kunstenaar het iets om aan te bied. Ek dink wanneer ons uit vrees uitdink of kyk, dan gaan daar altyd 'n uitdaging wees wat vir ons bang gaan maak, oh my word, we're gonna lose out on this. So. Maar die realiteit van die saak is dat die wêreld verander en ons as mense in die musiekbedryf, ons het ook 'n keuse om, to work and build through the challenge and the noise and to use it as a tool. Want ek kan ook sê dat mense wat nog nooit die geleentheid gehad het om kunstenaars aan te kry om hulle liedjies te sing nie, want hulle was nou nie name nie in terme van, okay, ek is hierdie liedjies skrywer, ek het hierdie song vir that one en that one geskryf nie. En nou gebruik hulle 'n tool soos AI waar hulle nou 'n AI stem kry om hulle liedjies te sing. Kry ander lewe. That person would never have had the opportunity to do that, to have anyone hear their work. So dit hang af, ek dink, there's no right or wrong answer. Ek dink dat, it's like, what do you want, wat soek jy vir 'n kunstenaar? Ek dink dit kom altyd vir hoekom doen jy hierdie? Ja. En as jy, Hoekom doen jy hierdie? hierdie? Hoekom doen jy hierdie? Because I can't do anything else. Maar miskien is dit ook okay. Hierdie gee my purpose. Ja. Ek het nie kinders van my eie nie. Ek is 'n stepmom. Miskien is erg genoeg. Dis baie erg vir my, want baie van die ouer dames in my lewe, hulle vra my die hele tyd nou, wen. Ja, nee. En ek voel altyd my liedjies is my babies. En ek voel eendag as ek nie meer hier is nie, net my babies wil live. Dis 'n nalatenskap. Ja. So, ek doen dit vir daai, ek doen dit vir ek voel ek het die Here het vir my hier gesit met 'n purpose, met 'n passie, met 'n doel en ek moet my werk doen, ek moet songs skryf. Ja. Ja. Is dit nog vir jou daai? Voel jy nog so na al hierdie tyd? Ek bedoel, mens kom as 'n jongeling in, nou is dit is hierdie ou met die diep stem, kan nie. Ek bedoel, dis dit nou 'n ding, maar dit is nog steeds
'n ding en dit hang af hoe mense na jou kyk, maar is dit nog vir jou, voel jy nog daai, is dit nog jou I don't believe that anything can become unanointed. You know? Ek dink as iets vir jou uitgemaak is, hoe ek die skepper ken is, hy vat baie min geskenk terug. Behalwe as daar rede is. En ek dink, terwyl ek nog musiek kan maak en nog woorde agter mekaar kan sit, is daar seker rede hoekom daai woorde in my skoot beland het. En daar's baie verhale om te vertel, nie net myne nie. Ons as mense en ons is op 'n unieke plek in die wêreld met unieke omstandighede en in 'n versameling kreatiewe invloede wat maak vir baie interessante stories en interessante musiek. En ek dink dis vir my lekker om in daai verhale in te klim met of sonder die hulp van tegnologie. Dis verhale wat vertel moet word. ja, 3 cards and the truth. Dis sy nou preek meisie, preek. Daar's tog 'n ding en ek bedoel as ons nou praat van die toekenningsaand en ek bedoel hier is ek noem dit net as 'n ding omdat daar's nou 'n internasionale persoon wat betrokke is. En ek bedoel julle het ook al met internasionale mense gewerk. Nie asof hulle is nou ewe skielik nou hierdie weird. Hulle is waarskynlik maar net dieselfde. Hulle is ook maar weirdos en dromers en jy weet hoe is daar tog iets in jou kop wat gaan hierdie is Lauren Allred. Dit is nie net maar dan kom jy op die stage en dan is dit maar net soos enige ander kunstenaar. Is dit die tipe vibe of skryf som ek dit verkeerd op of is dit soos dis Lauren Allred. Ek kan nie lady vrees julle lam. Kom ons hou hierdie gesprek nadat ons Ek nie mag ook is goed. Dat sal ons miskien is sy net 'n lekker girl. Jy weet sy is soos yes man. Sy's inspiring nee. Ek dink sy's so inspiring. Miskien want ek bedoel as jy na haar kyk en haar loopbaan dan lyk sy in daai tipe. Sy lyk soos nou maar net 'n lekker mens. Ek dink jy noodwendig jy kan al het ek nou nog nie in persoon met haar te doen gehad het nie. Jy weet sy die platforms wat sy al op was en ek dink produksies wat sy al gedoen het. Ek dink ons verstaan hoeveel werk agter die skerms ingaan. Ja. En om nog steeds 'n optrede van so gehalte te bied is ongelooflik. So ek dink haar teenwoordigheid kom met baie respek, baie aansien, kamers wat sy al in was. Ja. Maar ek hooplik nie die druk op haar sit van om te wees wie sy is nie, want sy is natuurlik amazing en ons almal gemaklik. Geen maar net daai cool vibe. Ja, ek gaan try I'm gonna Excuse, try and what's act your cool. name? Nee, sy's fenomenaal, wat 'n eer. Wat 'n eer om voor te doen. Julle dit is ek sal nou nog baie lank met julle wil sit en gesels. Ons is hulle jaag my, hulle sê ons hulle jaag my aan. Hulle jaag my aan. Hier my oor, ekskuus. Yes. Ja, nee, hy kan dit nie help nie, hoor. Ekskuus. Landry, nee, ek spot. Nee, regtig dit is my heerlik om met julle te gesels. Dankie vir wat julle bring na die landskap toe van musiek. Want ek dink dis belangrik. Dis belangrik om soms te hoor dat deur jouself te wees. Mense kyk op en ek kyk na julle musiek nog altyd en ek dink, yes, dit bly vars, maar dat daar bly 'n egtheid daarin. En ek dink dit is wat my laat connect met julle. En ek wil nou maar die Engelse woordjie, alhoewel ek nou maar want dit is wat mense tog op die ouene aan mekaar bind, is egtheid. En solank julle dit na bring na die tafel toe, glo ek julle sal die pad aan 'n volgende ek sal daar wees. Ek is met 'n poster. Ek sal 'n bloemer gooi. Dankie jy's ook 'n musiek. Ag man, keep at it. Ek dink is soms vir vertaler. So, ek bly ons kan 'n bietjie besin oor die dinge wat ons lewe laat sin maak. Voorreg vir julle. Voorreg vir my. Nee, voorreg vir my, nie voorreg vir julle. Ek my fok, ekskuus. Ons almal. Dis 'n voorreg vir julle om my te doen. Dankie julle. Dankie vir jou. Smaak my. Ek dink ons kan hierdie ding nog lank en aanhoudend doen. Solank julle kyk en geld gee. Nee, ek spot. Kyk net. Nee, opkyk, nie opkyk net. Okay. Jy kan net so